Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig wanneer ons die waarheid van sy woord bekyk dit, lees dit, verklaar dit, oordink, dat ons werklik sal uitkom by die hart van die waarheid en dat ons die Heilige Gees sal vra, die Gees van wysheid en insig, om die skille van ons oë te laat afval sodat ons kan sien dat die hardheid van ons hart, vriende, sag gemaak kan word, sodat ons die waarheid kan ontvang, ter harte kan neem en dan kan lewe om die Here te verheerlik. Nou vanmôre gaan ons praat oor 'n baie belangrike saak en 'n vraag wat deur baie mense gevra word is, kan 'n kind van die Here demonies besete raak? Met ander woorde, kan 'n weergeborene deur 'n demoon beset word? Ons beleef 'n tyd in die kerk van die Here Jesus, en ek wil in aanhalingstekens sê die kerk van die Here Jesus, want ek dink nie elkeen wat sê Here, Here behoort aan die Here nie. Maar vriende, ons beleef 'n tyd en ek kry gereeld daarmee te doen waar 'n jong man byvoorbeeld in seksuele sonde verval, dan sê hulle hy het 'n demoon van seks in hom. Of iemand wat oneerlik is in besigheid, dan sê hulle hy het 'n demoon van bedrog in hom en hierdie demoon moet uitgedryf word, want hierdie persoon is nou beset met een of ander demoon, het sy in die seksuele of iemand wat nou bedrieg, of selfs iemand wat aan drank verslaaf is, hulle het 'n demoon van drank in hulle moet van hierdie demoon bevry word, en dan word daar dikwels gesê, hierdie mense het op 'n stadium die Here gedien, en hulle het gewandel saam met die Here, en hulle het in tale gepraat, en hulle het sekere verskriklike goeie goed gedoen, en kyk nou, het die demone hulle beset, en dis hoekom hulle nou doen wat hulle doen. En ek wil vir u sê, vriende, ons moet baie versigtig wees om net links en regs te sê 'n demoon het iemand beset, want ek dink nie regtig ons weet waarvan ons praat. As ons in die Bybel lees van die besetene van Gadara, sê die Bybel is 'n verskriklike gesig gewees. Hierdie man het homself oopgekerf, hy het in grafte gebly. Hulle kon hom nie eens met kettinge geboei het nie. Om demonies besete te wees is 'n geweldige ding. So die vraag is net, kan kinders van die Here, weergeborenes, demonies besete raak? En vriende, die antwoord is onomwonde nee. Dis onmoontlik dat 'n kind van die Here, 'n weergeborene, demonies besete kan raak. En die antwoord is voor die hand liggend en dit kom in die Bybel. En kom ek lees vir u wat staan in die woord van die Here en dan kan ons vir u begelei. Nou die apostel Paulus gee vir ons 'n baie duidelike antwoord en hy sê vir ons daar in Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, dees kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, hoor nou, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. U sien, die Bybel is baie duidelik. Die Here draai nie doekies om daaroor nie. As ons die Gees van God het, dan behoort ons aan die Here, en die Bybel sê dat ons alreeds hierdie erfgename is en ook verheerliking tegemoet sal gaan. So elkeen wat weergebore is, elkeen wat hulle sonde voor die Here bely het, elkeen wat uitgeroep het om genade, soos die tollenaar van ouds, o God, wees my sondaar genadig, hulle is kinders van God. Jy ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte, en die Bybel sê dat die Gees ons verseël tot die dag van verlossing. So die Heilige Gees sal nie van sy kinders onttrek nie. En nou sê mense vir ons, maar ja, in Matteus 12 klink dit vir ons of 'n kind van die Here demonies besete kan raak. Nou kom ek lees vir u Matteus 12 en ek verduidelik dit vir u. Dis eenvoudig, dis voor die hand liggend, maar baie predikers kan hierdie valsheid gebruik om vrees by mense aan te wakker en hulle eintlik, vriende, onder hierdie juk van slawerny te hou, terwyl die Here vir ons 'n lewe van vryheid beloof in sy seun, deur die Heilige Gees en die waarheid van sy woord. Kom ek lees vir u Matteus 12:43, daar staan, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste, slegter as hy self, saam met hom, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. En nou sê mense, kyk daar, hierdie demoon het uitgegaan, en hy het 7 ander slegter as hy gekry, en hulle het na hierdie persoon teruggekom, en hierdie persoon se einde was erger as sy begin. Ag vriende, die konteks is baie duidelik. Die Here praat hier in hierdie konteks met die fariseërs wat God lasterlik opgetree het.
Hulle het vir die Here gesê dat hy deur die duiwels uitdrywe en dat hy eintlik maar 'n bose man is. En die Here het met hulle begin praat en binne die konteks vir hulle probeer verduidelik dat hoe boos hulle eie harte dan self is. En nou praat die Here van hierdie bose gees wat uitgegaan het. En nou sê die Bybel, hy het rus gesoek vir homself en toe hy terugkom by sy eienaar se huis, het hy dit leeg en uitgeweeg en versier gevind. So hier is die probleem, hier is die kruks. 'n Kind van die Here, vriende, as die Here jou siel red, is jou siel nie leeg en uitgeveeg en versier nie. Met ander woorde, jy slaan nie 'n nuwe blaadjie om nie. Dis nie dat jy probeer 'n beter lewe leef en jy probeer nou meer barmhartigheid bewys en jy probeer nou meer kerk toe gaan en jy probeer meer geld vir die kerk gee nie. Nee, dis 'n uiterlike vertoon en dan is jy nog nooit gered nie. Want die Bybel sê vir ons, die oomblik as ons gered word, ontvang ons die Heilige Gees wat in ons harte kom woon. Met ander woorde, God kom vestig sy troon in ons harte en die Bybel sê die duiwel het geen houvas meer op ons nie. Ja, daar kan versoekings kom, daar kan tye van stryd kom, ons kan baie keer val, daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die duiwel word nie uit ons uitgedryf nie, die demone word nie uit ons uitgedryf nie, kinders van die Here kan sondig en val, maar God se Gees wat in ons harte woon, leer ons wat is reg en verkeerd, vanuit die blaaie van die Bybel. Wanneer ons struikel en val, vra ons Here vergewe ons was hoogmoedig, ons het nie gewaak en gebid nie, ons onderwerp ons aan U, ons weerstaan die duiwel en sy versoekings en al hierdie dinge wat hy ons kant toe stuur, en ons weet, hy sal wegvlug, omdat ons aan U behoort. Dus vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Here vir ons sê, as ons aan hom behoort, dan sal hy ons veilig in sy hemelse heerlikheid aanbring. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 4 hierdie woorde, daar staan, julle is uit God, my kinders, en het julle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as wat hy in die wêreld is. So met ander woorde, die Here sê, hy wat in ons woon, is groter as die vyand wat buite kan staan. So die oomblik as God ons red, woon hy deur sy Gees in ons, verseël hy ons word sy kinders vir tyd en ewigheid, en die Bybel sê ons sal nooit weer verlore gaan. Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid toe nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand sal hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Dis die versekering wat kinders van die Here het, vriende, dat ons lewe nie leeg, versier en uitgevee is nie, maar dat ons lewe gevul is met God se Gees. Uit die woord leer ons die weg wat ons op moet wandel, en ons weet dat ons nooit weer kinders van die duiwel sal word nie. Aan die ander kant, as u vanmôre miskien Christendom speel, as u miskien vanmôre dink dat die Here u speelmaat is, as u miskien vanmôre probeer om 'n voorgee lewe te lei, met maskers aan te loop in hierdie lewe, mense te probeer beïndruk, om te probeer voorgee wat jy nie is nie, pas op, dat jy nie verder wegsink in jou sonde nie. Hoeveel mense het ek al ontmoet, vriende, wat Christendom gespeel het, wat oorgawes gemaak het aan die Here, wat voorgegee het, hulle is gered, maar hulle vrug wat hulle van maandag tot Saterdag gedra het, was glad nie dienooreenkomstig die woord van die Here en die feit dat die Gees in hulle gewoon het nie. En hulle het net verder verval, soveel so, dat hulle vandag eintlik niks meer met die Here en sy waarheid te doen wil hê nie. Eintlik skuif hulle God se waarheid eenkant, en hulle leef hulle lewe soos hulle wil, en hulle maak wat hulle wil, en ag vriende, die laaste is eintlik erger as die eerste. So om saam te vat, kan 'n kind van die Here demonies besete raak, 1000-maal nee. As God jou kom red, kom neem hy jouself aan vir sy eiendom, jy word 'n erfgenaam van Christus, jy word kind van God vir tyd en vir ewigheid. God se Gees woon nou in jou hart, hy verseël jou tot die dag dat jy Jesus sal sien in sy heerlikheid soos hy is, en daarom het kinders van die Here die hoop, hierdie vaste versekering, hierdie blye vooruitsig, dat ons Christus eendag in sy heerlikheid sal sien. So moet tog nie mense glo wat vir jou sê, jy het 'n bose gees van dit, of 'n bose gees van dat, wat uitgedryf moet word nie. As jy waarlik 'n kind van die Here is, en die sonde kom in jou lewe, sê die Bybel vir ons, wat moet ons doen? Ons moet daaroor heers. Hoe heers ons daaroor? In die naam van die Here. Hoe doen ons dit? Here, vergewe my sonde, deur die Gees stel my in staat om meer as oorwinnaar te wees. Die Bybel sê ek moet myself daagliks aan die voete van die Here neerplaas, my kruis opneem en hom volg.
Elke dag sterwe aan myself. Elke dag sê, Here, ek wil my kruis opneem, my oë gefestig op Jesus. Ek wil elke las en elke sonde aflê. Ek wil met alle mag en mening sonde teestaan in my lewe. Want u woord sê vir my, dat hy wat geroep het is getrou. Hy sal ons in staat stel om meer as oorwinnaars in sy naam te wees. Mag die Here u seën, mag hy u hierdie vaste sekerheid gee dat u aan hom behoort, en mag u die pad volhardend met hom stap. En as u val, staan op en sê, Here, vergewe my en help my, sodat ek meer as oorwinnaar in u naam kan wees. Baie groete, baie seën, mooi dag vir u verder dag.